God, of Jesus, die duiwel, en jy. Waaroor gaan het regtig en in die praktyk? Waaroor gaan Kersfees, Paasfees, Pinkstertyd, Hemelvaart, die naam van die Here, in Jesus naam? Waaroor gaan dit alles in ons lewens? Nou, die antwoord is baie eenvoudig. Baie eenvoudiger as wat die denominasies dit baie maal maak. Jy moet net lees en oplet wat jy lees as jy jou Bybel lees. Dit gaan oor 2 koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Die koninkryk van duisternis en die koninkryk van God se geliefde seun. En dan in besonder oor in watter een van hierdie 2 koninkryke jy en ek onsself bevind. Nou so lees Kolossense 1:13. Dit vertel van wat Jesus kom doen het, hy wat ons verlos is uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy geliefde seun. Ons moet baie goed verstaan, ons is in een van hierdie 2 koninkryke. As hy praat van ons, praat hy van die disippels en die gelowiges, wat disippels was. Ons is in een van hierdie 2, en ons is onderworpe aan een van die 2 magte wat aan die werk is in die wêreld. En in besonder een van die 2 magte wat aan die werk is in ons harte en ons lewens. Die een is die mag van duisternis, waarin die groot gros van die wêreld hulle self bevind. 1 Johannes 5 vers 19. Die hele wêreld lê in die mag van die bose. Die ander is die mag van God se koninkryk, die koninkryk van God se geliefde seun. Ons moet verstaan dat beide hierdie 2 koninkryke oefen mag op 'n geestelike vlak of deur geeswerking in die lewens en gedrag van mense uit. Daar is 'n algemene geeswerking wat mag uitoefen oor mense, hulle waardes, praktyke, oortuigings. En dit word opgesom in die woorde van Efesiërs 2 vers 2, waarin julle tevore gewandel het, weer pratend met disippels, volgens die loop van die wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Die wêreld is 'n morele chaos, verhoudingschaos, identiteitschaos, emosionele chaos, intellektuele chaos, politiese chaos, godsdienstige chaos, en as ek dit so mag noem, selfs Christelike chaos. Die rede en oorsprong van al die chaos lê in die God van hierdie wêreld, die duiwel wat 'n mensemoordenaar, 'n ongedissiplineerde, egoïstiese wese is, en aan die begin en van die begin af in die werk was in die kinders van die ongehoorsaamheid. Nou die kinders van die ongehoorsaamheid is vanweë Adam en Eva se ongehoorsaamheid en persoonlike ongehoorsaamheid aan God in besonder. Die manifestasie of die gevolg van die werking van die bose gees
in die lewens van mense en in die samelewing word duidelik uitgebeeld in die volgende skrifgedeeltes. Romeine 1:29 wys my 'n beter beskrywing van wat om ons en baie maal in ons lewens aan die gang is as dit wat hier volg. Romeine 1:29 hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid. Hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig en ook uiteraard die algemene goedkeuring van sulke dade wat baie maklik in ons dae met deur allerhande vrome mense 'n thumbs up gegee word. Romeine 3:10 Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk. Saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Hulle tonge pleeg bedrog. Die gif van die aders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hastig is hulle om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie en daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. En dan Galasiërs 5:19 Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Gee my 'n beter beskrywing. Laat ek dit weer sê, gee my 'n beter beskrywing as hierdie goed van die wêreld waarin ons leef. Hy's presies so. Dis hoe die mensdom lyk. Dis hoe die gemeenskap lyk. Dis hoe die politiek lyk. Dis hoe die huwelike lyk. Dis hoe mense se lewens lyk oral. Die koninkryk van God aan die ander kant is volgens die prediking van Jesus en sy duidelike uitsprake daaroor 'n magswerking wat deur die Heilige Gees teweeggebring word in die lewe van die wat die koninkryk van God soek en bereid is om die koninkryk van duisternis te verlaat en wat wil ontsnap uit die mag en hou vas en die gemors wat die bose in lewens bewerk. En dit word slegs teweeggebring deur die Heilige Gees se magswerking in mense se lewens op grond van die kruisdood en opstanding van Jesus Christus en slegs in die lewens van die wat aan die immigrasie vereistes vanuit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van God se geliefde seun Jesus Christus voldoen. Die resultaat van die magswerking, die krag wat uitgeoefen word deur die Heilige Gees, lyk heel anders in die lewens van hulle wat oorbeweeg het van die een magsbasis na die ander magsbasis, oorbeweeg het van die koninkryk van die bose en duisternis na die koninkryk van lig, die koninkryk van God se geliefde seun Jesus Christus. Die volgende stelling word oor hulle gemaak in 2 Korintiërs 5:17. Die wat immigreer het,
Hy sê daarom, as iemand in Christus is, dis in Christus sy nuwe koninkryk, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Wat gebeur met hulle word so beskrywe, verwysend na die oorgang van die waardes en gedrag onder die mag van Satan na Jesus se mag. 1 Korintiërs 6:11. Hy sê, en dit, al hierdie lelike goed, was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas. Julle is geheilig, julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. Romeine 8 beskryf die transisie of oorgang van die een magsbasis, die een koninkryk, na die ander magsbasis, die ander koninkryk. Op so 'n wyse. In die vers 2 van hoofstuk 8, want die wet van die Gees en die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. 2 wetmatighede. As jy praat van wet, praat hy nie net oor goed wat op papier geskryf staan nie, of op klippe geskryf staan nie. Hy praat van magte wat werk, wetmatighede wat in die praktyk aan die werk is in mense se lewens. Hy praat van 2 kragte, 2 geeswerkinge. Die een is boos en werk die sonde en die dood in jou. Die ander, naamlik die wet van die Gees en die lewe in Christus, het die kragtige vermoë om jou vry te maak van dit wat die wet van die sonde en die dood in jou bewerk. Die ene is so swaartekrag, hy trek jou af. Jy kan nie uit hom ontsnap nie, al doen jy wat. Die ander een is 'n ingryping van God. En hy lig jou uit die mag van die sonde en die dood. Die wet van die sonde en die dood word oorwin deur die wet van die Gees en die lewe. Nie deur die wet van Moses nie, deur die wet van die Gees en lewe in Christus Jesus. Hy maak jou vry, hy maak jou nuwe skepsel. En die praktiese gevolg in die lewens en die waardes van die immigrante na Jesus se heerskappy is opgeteken in Galasiërs 5 vers 22. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid, vriendelikheid en selfbeheersing. Uiteraard oorwin en verwyder die goed, al die werkinge van die vlees en die gees wat ongehoorsaamheid werk uit jou lewe. Dronkenskap is nie deel van selfbeheersing. Selfbeheersing haal dit uit jou lewe uit. Dit haal afgoderry uit jou lewe. Goedheid haal dit uit. Liefde haal dit uit. Want jou liefde vir God jy soek nie na allerhande goedjies nie. Jy die koning van die konings, die bron van lewe, die groot energie van die ganse heelal, die skepper, die onsienlike alleenwyse God, aan wie alle eer en lof toekom, is aan die werk in jou lewe in en deur Jesus Christus. Die hele storie gaan oor 2 koninkryke. Oor 2 bonatuurlike geestesmagte. Eintlik nie bonatuurlik nie. Dis natuurlike magte, maar vir ons in ons wêreldjie en begrip is dit bonatuurlik. Die storie gaan oor 2 geestesmagte wat aan die werk is in die mensdom en in die mense en ek en jy in besonder, individueel. Die een het mag oor ons verkry as gevolg van die sondeval van die eerste Adam. En die duiwels mag werk in ons ongehoorsaamheid, opstand, misdade en rebellie teen God. Die ander mag
kan mag oor ons verkry deur die laaste Adam, Jesus Christus se versoeningsdood en die gevolglike beskikbaarstelling van die Heilige Gees om ons in staat te stel om vanuit die mag en heerskappy van Satan te ontsnap en na die heerskappy van Jesus in ons lewens oor te beweeg. Immigrasie van Jesus se heerskappy of na Jesus se heerskappy is die antwoord. En is duidelik dat immigrasie jou die mag gee om 'n kind van God eerder as 'n kind van Satan te wees. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En dit, as jy die volgende vers lees, deur 'n nuwe geboorte vanuit God. En hulle wat immigreer na die mag en heerskappy van Jesus, deur die Heilige Gees, is kinders van God. Romeine 8:14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Watter gees of mag heers in jou en my lewe? In watter een van die twee koninkryke bevind ek myself? Wie werk in my? Wat word in my gewerk? Watter gees of mag lei jou en my? God, die duiwel en jy en ek. En ons is in een van die twee koninkryke. En as ek in die verkeerde een is, moet ek immigreer. Volgende week, immigrasie vereistes. Mooi loop, en weer eens baie dankie dat jy die moeite doen om na my te luister. Ek vertrou dat dit jou tot insig bring, en jou, as jy nog nie geïmmigreer het nie, sal immigreer na God se koninkryk en heerskappy in jou lewe. Mooi loop.